Welkom. Vandag kyk ons na 'n mediese noodgeval wat so blitsvinnig toeslaan dat dit 'n ledemaat binne ure kan vernietig. Dit is akute ledemaat iskemie. En hier tel elke enkele sekonde. Goed, kom ons spring sommer dadelik weg. Wat is akute ledemaat iskemie of ALI nou eintlik? Dis wanneer die hoofslagaar na 'n ledemaat, gewoonlik 'n been, skielik heeltemal blokkeer. En net daar word die toevoer van suurstof en voedingsstowwe heeltemal afgesny. En die risiko's hier, dis regtig hoog. Tot 15% van pasiënte wat in die hospitaal opgeneem word met ALI, gaan daardie ledemaat verloor as gevolg van amputasie. Sjoe, en dit word erger. Die harde realiteit is dat tot 20% van hierdie pasiënte binne 1 jaar na hul diagnose sterf. So, hier's die plan vir vandag. Ons gaan kyk wat gebeur as 'n ledemaat in gevaar is, hoe dokters teen tyd veg om besluite te neem, en dan gaan ons loer na die gereedskap wat hulle het, van die tradisionele chirurgiese metodes tot die moderne katetertegnieke, en laastens die nugtere werklikheid van die uitkomste. Reg, afdeling 1. Wat presies gebeur binne in die liggaam wanneer so iets toeslaan? En dis belangrik om te verstaan, hè. Dit gaan nie net oor die pyn nie. Nee, dis 'n vinnige kettingreaksie van seldood. Binne ure begin senuwees en spiere letterlik sterf. Dit lei tot gevoelloosheid, verlamming en as dit nie gestop word nie, onomkeerbare skade. Goed, so dis duidelik, dis 'n wedloop teen tyd. Hoe besluit dokters wat om volgende te doen? Hulle kan nie net raai nie, hulle het 'n baie spesifieke raamwerk nodig om die skade te assesseer en die regte pad vorentoe te kies. En dis waar hierdie klassifikasie inkom. Dink daaraan soos 'n vinnige 3-stap gids vir die dokter. Klas 1 beteken die ledemaat is oukei vir eers, daar's tyd. Klas 2 is die gevaarsone. Die ledemaat is bedreig en ons moet nou iets doen. En dan klas 3, wel, dis wanneer die skade te groot is en amputasie die enigste uitweg is. Vir jare en jare was die antwoord op ALI eintlik net een ding: oop chirurgie. Die tradisionele manier van doen. Maar voor ons by die tegniese goed uitkom, is dit dalk makliker om te dink aan die twee filosofieë amper. Aan die een kant het jy die goue standaard, chirurgie. Dis meer indringend, maar dit kry gewoonlik die bloed vinniger aan die vloei. Aan die ander kant is die moderne, minder indringende metodes wat kateters gebruik. En hierdie aanhaling sê dit eintlik alles. Vir amper 60 jaar was hierdie een klein instrumentjie, die Fogarty kateter met sy ballonnetjie op die punt, die absolute staatmaker, die de facto goue standaard. So, die chirurg het 'n paar opsies in sy gereedskapskis. Hulle kan daai ballonkateter gebruik om die klont letterlik uit te trek, hulle kan heeltemal 'n nuwe ompad vir die bloed bou, of hulle kan die slagaar oopmaak en die blokkade fisies uitskraap. Maar die tegnologie staan nie stil, nee. Kom ons kyk na 'n meer moderne benadering, een wat die klont van binne die slagaar self aanvat, sonder groot sny. Hierdie nuwe tegnieke maak almal na dieselfde ding, om daai blokkade weg te kry. Maar hulle doen dit op 3 hoofmaniere. En hierdie tabelletjie maak dit lekker eenvoudig. Jy kan die klont basies smelt met medikasie wat 'n rukkie neem, of jy kan die proses bietjie aanhelp met 'n meganiese toestel wat saam met die medikasie werk, of jy kan die medikasie heeltemal los en die klont net fisies gaan opbreek en uitsuig. Nou, met al hierdie nuwe slim tegnologie, sou jy dink die uitkomste het dramaties verbeter, né? Maar die data vertel 'n bietjie van 'n ander, meer ingewikkelde storie. En dis nogal 'n moeilike pil om te sluk. Ten spyte van al ons vooruitgang en die skuif na hierdie minder indringende metodes, het die kerngevare van ALI, die kans op sterfte en amputasie, basies dieselfde gebly, hardnekkig onveranderd. Kyk net hierna, die verskil is dis enorm. Pasiënte wat 'n omleiding nodig het vir 'n ALI-noodgeval, se risiko vir amputasie is meer as dubbel die van iemand wat dieselfde operasie vir 'n meer stabiele, chroniese toestand kry. Dis skokkend. En dit stop nie daar nie. Kyk na die sterftesyfer. Dis dieselfde storie. Die risiko is aansienlik hoër vir die ALI-pasiënt. Dit wys net hoe 'n geweldige skok hierdie toestand vir die hele liggaam is. En dit bring ons by die kern van die probleem. Dit is nie net die klomp wat die vyand is nie. Dit gaan oor die pasiënt se algehele, dikwels baie brose gesondheid. Hulle sukkel dalk reeds met hart- of longprobleme. Dis amper soos om 'n brand te probeer blus in 'n huis van die fondasies reeds gekraak is. So, dit los ons met hierdie laaste, nogal ongemaklike vraag. Met al die tegnologiese vordering, word ons regtig beter met die redding van die ledemaat, of verander ons net die wapens in 'n geveg wat ons steeds sukkel om te wen?